Goeienaand vir die mense wat nog nie van mekaar naam gesê het nie, wat klink vir my julle kuier al baie lekker. Mense baie welkom. Dis wonderlik om vanaand saam met julle te wees. Kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik in gebed. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons in U wingerd mag wees. Dat ons note mag wees wat uit die wynstok ontspruit. Dankie dat U sing oor U wingerd. En dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg en 'n vreugde om te weet hoe U oor ons voel en wat U in ons lewens kom doen. Ons bid dat ons vanaand 'n volgende tree sal gee om ons Here Jesus te volg en ons Vader in die hemel te beleef. En dat U ons op 'n baie spesiale manier met U teenwoordigheid sal sien. Amen. Ons sing weer die lied van die wingerd, die een waarmee ons afgesluit het gisteraan, begin ons vanaand mee. Christus is die ware wynstok en ons is die note. Ons het net die musiekfabriek eers aan mekaar. Ons gaan lees uit Johannes 15 uit van vers 1 af. So die wat wil die Bybels oopmaak en dit so lank daar oopmaak. Johannes 15 van vers 1 af. Kom ons buig weer ons hoofde in gebed. Ons Hemelse Vader, ons kom na die skrif toe met uiterste respek. Want dit is waar ons die woorde van die ewige lewe lees. Ons bid dat U ons verstand oopsluit
ons harte oopsluit en ons wil aanraak, sodat ons kan verstaan, kan glo en kan leef soos U van ons vra. Ons bid dat die Heilige Gees ons begelei in ons saamdink oor hierdie woord. Amen. Johannes 15. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Liewe vriende, daar is 'n videoetjie wat ek graag wil speel voordat ons van ons kant af gesels. Die video is gemaak deur 'n ou vriend van my, Jan van der Merwe van Merweskont op Bonnieville. 'n Boer wat met wingerd werk sy hele lewe lank. Ja, ek kom maar van julle kant af rol. Ek is die wingerdskap, en hulle die lote, en die Vader is die landbouer wat hom snoei. En hy sê die vrugte, die loot wat in my is, maar hy dra nie vrugte nie, snoei hy weg. En hierdie is 'n waterloot wat uit die stam, direk uit die stam uitkom, en hy is nie vrugbaar nie. Hy word weggesnoei. En hierdie tappie, wat ons die tappie noem, is die dra-area, is die vrugbare area, maar ons moet hom in stand hou. So ons moet hom skoonsnoei. Ons skoon maak. Daai is baie dun, so kies om nie. Maar het is bezig om skoon te maak. Dit is nie wegsny nie, dit is skoonsny. Die smalle loot die ondervoeding wat weggesny moet dra. Maar dat word weggesny. Wat ek wil hê jy moet sien is dat hierdie area nou skoon kom. Lig kan inkom. Van die begin van die seisoen af. En hy kan vrugbaar wees. Hy vir julle die te demonstreer. Hierdie area is nou skoon gesny en die enkele lote is weggesny. Wat nie vrug gedra het. En nou sal hierdie almal vrugbaar bly. Dit was vrugbaar, dit sal vrugbaar bly. Nou ons sal oplet dat ons die vrugbare areas opgesny het. Soos selfs die vrugbare lote moet skoon gesny word, sodat hulle vrugbaar bly. En wat die wingerd betref, is dit elke jaar dieselfde storie, oor en oor en oor. En is dit nie ook maar dieselfde met ons nie, dat selfs al raak ons volwasse in die geloof, dat daar nog steeds maar snoeiwerk is aan ons lewens. Ek wil baie graag met julle gesels oor die wegsny. Dit sou nie gaan gesels oor die skoonsny. Maar ek wil gesels oor die wegsny. Die wegsny is die wegsny van 'n loot wat nie vrug sal dra. Hy vat energie, sap, kos weg
van die res van die lote af. Hy is nutteloos. Hy gaan nie vrug dra. Nou as 'n mens dit wil toepas in jou lewe, dan is dit nie noodwendig die slegte goed wat weggesny word nie. Dit ook. Maar dis die dinge in my lewe en in die lewe van 'n gemeente wat ons energie tap, ons tyd vat, ons fokus steel sonder dat dit vrug dra. Nou gisterand toe ons terugry, toe vertel James vir my dat hierdie gemeente 'n klomp onnodige kommissies van die kerkraad dood eenvoudig laat gaan het, omdat dit nie positief bygedra het tot die groei, geestelike groei van die gemeente nie. Maar dat die dinge wat wel nut het en wel tot vrug sal lei, behou is en uitgebou is. So op gemeentelike vlak verstaan ons waarvan ons hier praat. As ek van my eie lewe praat, moet ek sê dat daar baie tye dinge in my lewe was, bediening waarby ek betrokke was, waarin ek nie vrug gedra het. Maar wat my tyd gevat het, my energie gevat het, en my lewe ingesluk het. Nou in 'n predikantse lewe gebeur dit baie maklik, dat jy dood eenvoudig in die program van die gemeente en die gemeenskap vasgevang word, met baie aktiwiteite wat nie noodwendig tot vrug lei nie. Maar ek dink dis met jou ook so. So as ek probeer dink waar die Vader aan die sny is in my lewe, watter waterloot, nuttelose loot, wat nie gaan vrug dra nie, sny hy nou weg. Is dit die goed wat my energie vat, my aandag steel, my tyd insit, maar wat nie tot koninkryksvrug lei. Dit is soms pynlik. Toe Jan die snoeiskeer knip, by die eerste knip, toe dit as ek so gevoel kry. Nee? Want die vinger word seergemaak. Dit is nie lekker nie. Dis pynlik. Daar's 'n verlies van iets wat ek gedink het wat kon lewe, maar wat weggesny word omdat dit nie tot vrug gaan lei nie. Nou ek het dit al beleef. Ek het dit in my lewe en in my bediening beleef. Dat daar selfs dinge is waar ek my hart in uitgegiet het en wat ek nie kon verstaan hoekom hierdie loot nou geknip word. En so moet nabetragter en met die lees van hierdie teks beleef ek dis hoe die Vader in my lewe kom wegsny. Want hy wil die lote wat gaan vrug dra in my lewe behou. Die lote wat tot koninkryksvrug gaan lei. Ek wil hê jy moet 'n bietjie hieroor dink. Hoe snoei die Vader in jou lewe wanneer dit kom by wegsny? Wat is die goed wat jou tyd, jou energie insluk sodat daar nie vrug is? Die goed wat op geestelike vlak hierdie impak in jou lewe het. Dis pynlik, ja,
maar dit is noodsaaklik. As ek moet vrug dra, dan sal die Vader in my lewe kom inlê met die snoeiskeer om sommige goed wat dalk nie sleg is nie, wat dalk selfs goeie dinge mag wees, uit te sny, omdat dit nie tot vrug gaan lei. Toe ek in die gemeentebediening was, het ek baie dinge gedoen, veral in die begin, omdat dit van my verwag was. Wat nie tot vrug lei. Wat ek nou belewe na baie jare van verskillende soorte bediening, is dat hoe nouer die fokus is, hoe groter is die kans dat daar vrug gaan is. Maar dan moet ek my oopmaak, my hart oopmaak, my verstand oopmaak, my wil beskikbaar stel en myself vir die Here gee, sodat hy kan wegsny wat moet weg. Ek en Dex keer vandag gesels met mekaar. Hoe moet ek reageer dan? En van my kant af, wil ek sê, as ek die pynlike beleef van God die Vader, wat die snoeiskeer vat, en 'n nuttelose lood wegsny, moet ek dit nie net aanvaar nie, maar myself daarvoor gee, sodat die wond van die sny kan genees en die vrug op die ander punte wat moet groei sal kom. Voordat Leslie net nou praat oor die ander helfte van die snoeiwerk, wat ek vir julle die kans gee om oor 'n enkele vraag na te dink. En dit is dit. Hoe doen die Vader die wegsny in jou lewe? Jy moet daaroor 'n bietjie dink vir 'n paar oomblik. Ons gaan tyd gee daarvoor. Hoe doen die Vader, kyk 'n bietjie na jou lewe, né? Hoe het God die Vader 'n pad met jou geloop tot op vandag? En op watter manier, watter geleenthede kan jy onthou wat jy nou besef? Dit was 'n waterlood wat weggesny is. Die tweede is dan, wat nou in jou lewe? Nou in jou lewe. Sluk jou tyd, jou energie, jou liefde selfs in op 'n manier wat daar nie gaan vrug wees. Dat ons vir die Here vertrou, dat hy dit vir jou sal wys. Daar gaan so 'n minuut of 2 van musiek wees, wat jy net kan dink hieroor, en waar jy by die Here kan hoor. Elke lood aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, sny hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Eers net tot dan. Elke een wat vrug dra, snoei hy skoon. Nou wat is die nut van die skoon snoei? Daar is 'n onnodige stuk tak wat nou vrug gaan dra. Nou kom ek verduidelik gou so eers. As jy glad nie snoei nie, sien nou ons gaan net wegsny. Net die waterlote afsny, maar die res los ons. Dan gaan hy die jaar daarna verskriklik baie vrug dra. Hy gaan ontsettend baie vrug dra. En dan sny ons weer net die waterlote weg en ons snoei weer nie. Daai volgende jaar gaan hy bitter min dra of glad nie. Of hy gaan verskriklike klein vruggies hê.
So hoe minder ek snoei en hoe langer ek aanhou, hoe kleiner raak die vluggies, hoe minder raak die vruggies. Ons het in Oekraïne gekom het, vir al die boere wat saam met ons gaan met wingerdboere en tafeldryfboere daar van die vallei as hulle daar kom. As hulle sien dat wingerd is nie gesnoei nie en hulle sien maar hy is nou al seker van die begin af moet, want dit is sulke klein vruggies. Jy is eintlik onseker om te weet wat se soort druif dit is. Dan gaan kry hulle iewers 'n snoeisker en hulle begin knip. Want dit is dan nou net die tyd wat hy nou moet geknip word volgens hulle. En dan is daai mense verwonderd met die volgende oes hoe daai druiwe lyk. So hy gaan as jy hom los die eerste keer gaan hy wel baie vrugte dra. Maar daarna gaan dit al hoe minder raak. Hoekom? Want skoon sny. Dis hoekom dit skoon is. Haal jy die onnodige dele wat onnodige skade weer gaan bring. Haal jy uit. Jy wil hê jou tappie. Jy het nou gehoor Jan noem daai stukkie wat hy skoon sny wat hy wil oop hê. Omdat dit baie son moet kry veral aan die einde van die winter en die begin van die lente. Wanneer hy moet begin uitloop, hy moet baie son kry. So hy moet oop wees, daar moet nie ander takke wees en daar moet nie blare wees wat gaan keer dat hy son kry nie. Die son wat daar moet kom is die belangrike. Nou kan ons ook weet, die verskillende soorte druiwe word verskillend gesnoei. Jan praat hier van wyndruiwe. En dit is die druiwe wat Jesus van gepraat het, want die Israeliete, die Jode, hulle het met wyndruiwe geboer. Hulle het wyn gemaak van hulle druiwe. Daarom was daar ook, het ons gisterand gelees in Jesaja van die paarskyk wat daar sommer in die wingerd gereed gemaak word vir wanneer die oes daar is, dan is dit sommer daar om die druiwe te paars. Kon nie druivesap maak nie, want hoe lang bly dit druivesap? Ons het nou gesien, toe ons van ons wingerd af geoes het. As jy die oggend die sap maak, dan sit hy 'n ballonnetjie op en hy prik hom net so effens dat hy nou nie heel opblaas of afskiet nie. Hy prik hom net so klein gaatjie, een gaatjie. Die volgende oggend, dan staan hy ballonnetjie al dieselfde aand, die aand, dan staan hy al regop. Plat gelê toe hy hom oorgetrek het, die aand staan hy regop. Dan het hy klaar begin gis. So dit kan nie druivesap wees, hy word wyn, hy gis, hy word wyn, hy fermenteer. So die druiwe waarvan ons hierso praat, is nie tafeldruiwe nie. Dis wyndruiwe. Hy moet gesnoei word om goed te kan dra, om goeie druiwe te hê. Nou praat hy van skoon sny. En ek het nou gepraat hoekom dit belangrik is dat hy skoon is, want hy moet son kry. Wie is die son van geregtigheid? Waar is dit? Ons lees in Openbaring dat in die nuwe aarde is daar nie 'n son nodig nie, want God skyn helderder as die son self. Dit waar? So hy is die son. Hy is die ene wat vir ons, wat ons skoon is, wat ons in sy lig, in sy warmte moet skyn. Dan wil ek gou die volgende ene hê. Julle is egter reeds skoon. Nou hy praat hierso nie met enige een nie. Hy praat hier spesifiek met sy disippels. Hy praat met sy disippels, mense wat hom baie nou volg. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. As julle onthou, in Matteus het ons ook gepraat, ons by hoofstuk 7 gekom, van die doen. Julle moet hierdie woorde van my doen. Matteus 7. As julle hierdie woorde van my doen, is dit soos 'n wyse man wat sy huis op 'n rots doen. En die reën kom, die storms kom en die huis bly staan. So wat is die rots? Jesus se woorde, sy leringe. Dis Jesus se leringe wat vir ons leer om skoon te leef. Dis Jesus se leringe wat vir ons leer om op 'n nuwe manier te dink. Hy snoei.
Hy sny skoon, daai woorde sny ons skoon. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Die woorde sny slegs skoon wanneer ek dit doen. Dit help nie die landbouer kom met sy snoeisker en hy staan net daar nie. Daai woorde gaan ons dan nou niks snoei nie. Die woorde snoei wanneer ek begin Jesus se leringe doen. Dan snoei hy skoon. Hoekom? Want ek weet, ek moet nie so nie, ek moet so. En die ding waaraan ek dit meet is liefde. Jy moet die Here jou God lief hê. Dis mos sy juk. Ons het dit nou ons mooi deurgewerk hierso by julle. Jesus se juk, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En met al jou krag en jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee is gelyk. Ek wys vir God hoe lief ek op die manier wat ek my naaste lief het en myself. En hierdie woorde het hy nou vir ons in die hele Matteus geleer hoe om dit te doen. Met al sy leringe en met al sy voorbeelde en met al sy gelykenisse om vir ons te leer. Hierdie woorde wat ons gedurig deur snoei, knip, laat net die skoon tappie oorbly. Partykeer is dit nie vir ons lekker nie. Wat ons sien, want ek het eendag vir die Here gesê, Here, kom ek dan nooit heeltemal skoon nie. Hierdie snoei. Elke keer maak die Here my bewus van iets anders. Dat ons almal het blinde kolle, en dan gaan ek en sê, Here, wys vir my wat 'n blinde kol, of Here, wys vir my wat is nog nie, wat het ek nog nie. En as die Here wys, dan sê ek, ek vra hy met wys, maar die oomblik as hy wys, as ek, die Here gaan nie die hele tappie afsny nie. Moenie bekommerd wees daaroor nie, want hy wil vrug hê. Hy wil baie vrug hê, hy wil goeie vrug hê. En hy sien uit, ons het gestaan, hy sien uit na hierdie vrugte. Ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen. Ons bly maar net 'n loot, die wingerd stop, daai een wat in die grond in is, wat geanker is, dis Christus Jesus. Nie ek of enige iemand in hierdie saal kan die wingerdstop wees nie. Nie een van ons kan die landbouer wees nie, want dan het ons allemaal baie hoë ding van onsself. Ons is net lote en ons funksie is hier om vrug te dra. Ons funksie is om vrug te dra. Vir wie? Vir die landbouer. Maar ons moet ingebed wees. Ingebed, binne-in. Christus is die wynstok. In hom ingebed. Anders te gaan daai sappe en die minerale en die water wat deur die wortels opgeneem het, mos nooit by my uitkom nie. Ingebed in Christus, sodat die Gees ook in my kan werk, soos wat hy in Jesus gewerk het. Het is wonderlik om te weet dat die Here ons gebede hoor. Dit wat ons hier in die hart uitgespreek het, maar ook dit wat ons vir ons gemeente gebid het, hardop en voor mekaar. Ons vertrou die Here dat hy sy seën oor die gemeente uitstort. Môre aand as die Here spaar, dan gesels ons oor die vrug. En ek sien daarna uit. Ons laaste lied voordat ons saam iets gaan eet, is soos 'n wildsbok smag na water. En hoekom ek die lied wil sing, is omdat ek so reikhalsend uitsien, dat die Here die dinge wat in die skrif uit vir ons gegee is in hierdie tyd, ook in my lewe,
moet waai. Ek sien daarna uit om dit te beleef soos 'n arme wildsbok wat moeg gehardloop smag na water. Lekker om ons kyk. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat U ook U Gees op 'n baie spesiale manier in ons lewe kom gee om die woord vir ons oop te breek en om dit toe te pas. Ons bid dat hierdie volgende tree wat U vir ons gee na môre toe 'n praktiese werklikheid vir elkeen van ons sal wees. In die naam van ons Here Jesus.